Okay, intermolekulêre kragte en ek gaan hiernatoe. So, daar is hierdie rympies en ek was nou al verlede jaar baie opgewonde want julle moes dit verlede jaar al skryf. Ek kan nie onthou watter molekules het ons verlede jaar gehad. Ammoniak en daar was 'n paar gewone metaan molekules. Hierdie jaar kry julle intermolekulêre kragte by die 8 homoloogreekse. Ekskuus. Ja. Hierdie eerste 3 wat hulle hier het is almal butane, alkane. Kan julle dit raak sien? Ja. Ja, ek wil net weet of jy dit kan sien. So as jy alkane het, watter tipe intermolekulêre krag het jy? Nee, dis Londen dispersiekragte, jy kan regtig net praat van Londenkragte. So hoekom sal die een se kookpunt anders te wees as die ander een? Hy het 'n langer ketting, meer kontakoppervlakte. So as jy kyk na die rympie wat nie rym nie, maar die idee is dat jy hom uit jou kop uit kan leer, dan sê hy jou eerste sinnetjie hierso is watter tipe kragte is daar by al twee van hierdie, want hulle dieselfde. Maar as al twee nou Londen kragte het, as intermolekulêre kragte, hoekom is die een se kookpunt meer as die ander een? Want daar's 'n langer kettinglengte. As jy 'n langer ketting het, dan is jou kontakoppervlakte groter. Groter kontakoppervlakte, sterker intermolekulêre kragte, meer energie nodig, dus is die kookpunt hoër. En ons wil asseblief nie paragrawe hê nie, jy moet dit so in die 5 punte kan neersit. Die laaste 3 punte is gewoonlik presies dieselfde. Jy kan hom so van onder af vat. Die kookpunt of die dampdruk of die smeltpunt van die een is hoër as die ander een. Hoekom was dit? Want daar was meer energie nodig. Hoekom was dit? Want die intermolekulêre kragte was sterker. En dan is dit net jou eerste 2 bullets. In hierdie geval het hulle dieselfde krag gehad, so wat het die verskil gemaak? Punt 1 en 2. As ek afgaan na die volgende voorbeeld wat ek op daai papier vir jou gesit het, dan het jy hierbo, hier, wat is die boonste een? OH. Wat is 'n OH? Wat 'n tipe homoloogreeks is dit? Alkohol, mooi. En die tweede ene eben met 'n COOH. Janelle. 'n suur, mooi. Hierdie twee het ook eintlik dieselfde intermolekulêre kragte. Albei van hulle het waterstofbindings. Nie kragte nie, waterstofbindings. So, as jy hom van agteraf vat, die kookpunt, die meer energie, die intermolekulêre kragte. In hierdie geval het 'n alkohol, en ek het vir jou hierdie prentjie daarby gesit. Jy kan mooi sien hier. So hy kom uit jou handboek uit, maar ek het ons 'n bietjie vereenvoudig. 'n Alkohol het net een plek waar daar binding is tussen 'n suurstof en 'n waterstof. Net daar kan hierdie 2 molekules met mekaar bind, en omdat dit 'n waterstof is met 'n NOF, maak dit 'n waterstofbinding. Hy het net een plek daarvoor, waar 'n suur, 'n karboksielsuur, het 2 plekke. Hy kan of by daai suurstof koppel aan 'n ander waterstof, of hieronder, daai suurstof kan ook koppel aan hierdie waterstof. So dieselfde 2 molekules kan op 2 plekke waterstofbindings maak, en daarom is hy dubbel so sterk. Juffrou, wat is die R in hierdie tekste? Die res van die verbinding. Okay. Ja, dis net die res. So maak nie saak hoe lank jou ketting is nie. By 'n alkohol het jy 1 waterstof. Mens kan dit baie mooier sê en sê, by die alkohol is daar net 1 moontlike plek, daar's 'n beter woord vir plek,
vir 'n waterstofbinding, terwyl daar by karboksielsure 2 moontlike plekke is vir waterstofbindings en daarom is die suur se intermolekulêre kragte sterker en hy het meer energie en hy het 'n hoër kookpunt. Darryl? Suur tussen waterstof, H, en of 'n stikstof wat ons nie hier het nie, of 'n suurstof of 'n fluor. Ja. Maar as jy kyk na ons lysie, dan het ons net waterstofbindings by alkohole en karboksielsure. En ons leer dit uit ons kop uit. En dan skielik dink ek, wat van 'n fluoroalkaan? Wat van as 'n daar's nie 'n suurstof. Nee, daar's nie 'n maar daar's 'n waterstof en 'n fluor. Maar ek is dalk nou net op 'n koffie milkshake haai. Jy weet, jy het 'n waterstofbinding by alkohol en jy het 2 waterstofbindings by karboksielsure. En daarom is die een sterker en meer energie, hoër kookpunt. Die derde een is eintlik die lekker ene, waarby ek moes begin het. Jy het daar 'n butaan en Eben, wat is die wat se tipe homoloreeks is propanol? Alkohol en hier is 'n moeilike een. Hier aan wat se homoloreeks behoort etanoosuur? Suur, etanoosuur, karboksielsuur. Ja. So hier kan ek vir jou, en het ek dit gesê, ek het dit hieronder gesê, hier kan ek vir jou sê, vergelyk vir my nommer A en B, A en C en B en C. So vergelyk vir my die alkaan en die alkohol, of die alkaan en die suur, of die alkohol en die suur. Ek het gegaan en die butaan en die suur met mekaar vergelyk. Butaan Londenkragte. Etanoosuur 2, maar hy het 'n waterstofbinding. Never mind 2, daar's waterstofbindings. Wat beteken? Etanoosuur het sterker intermolekulêre kragte, meer energie is nodig, kookpunt is hoër. Kan julle die rympie agterkom? Wat is die tipe kragte? Wat is die tipe kragte? Wat sien is sterker? Wat sien het meer energie nodig? Wat is die effek op die kookpunt? As nommer 1 en 2 dieselfde intermolekulêre kragte is, dan sê jy, wat is die intermolekulêre krag van al twee? Maar wat maak dan nou dat die ene hoër kookpunt het as die ander ene? En dis of kontakoppervlakte of die grootte van die broom, nee? Dis die twee moontlike opsies wat jy dan by jou tweede punt sal sê. Die ene wat 'n langer ketting het, soos, kom ons vat, hierdie was almal verskillend, vat hierdie boonste een. Die ene wat die langste is, C, gaan die grootste kontakoppervlakte hê. Die ander ene wat ek vir jou kon gegee het is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 molekules met 6 C's. Die een is 'n hexanosuur, die ander een is 'n penta met 1 kettingkie, die ander een is 'n buta met 2 kettingkies. Wat sien gaan die meeste kontakoppervlakte hê? 'n ronde molekuul of 'n lang molekuul? Nee, die lange. As ek vir kontakoppervlakte, as jy 2 penne langs mekaar sit, hoeveel ink het jy nodig hier tussen hulle twee? Baie. Maar as ek nou gaan en ek sit iets rond, en dit moet nou 2 ronde goed wees. 2 ronde goed, hoeveel kontakoppervlakte is daar nou tussenin? Baie minder. So 2 bolletjies het minder kontakoppervlakte as 2 reguit kettings. So hoe meer vertak hy is,
hoe minder kontakoppervlakte. Hoe langer hy reguit alles in 'n ry is, hoe meer kontakoppervlakte. X is watter molekules? Zandri? Mooi, jy is so by. En hoe weet jy watter is die grootste? Jy begin bo. Fluor is die kleinste. Hy het net een orbitaal, een energievlak. En soos wat jy afgaan, jodium is die grootste een. Hoe groter die halogeen is, hoe meer elektrone het hy wat rond beweeg en hoe groter is sy Londenkragte. Nie hoe groter is sy dipool nie. Die feit dat hy 'n dipool het, die feit dat hy polêr is, sê dis dipool-dipoolkragte. Maar jy kan twee vergelyk en ek sal regtig probeer om vir julle al die moontlikes te gee. As jy hier so 4 gehad het, die een met 'n fluor, die ander een met 'n kloor en die ander een met 'n jodium, dan sal al drie het dipool-dipoolkragte, maar die jodium molekuul is die grootste en daarom is sy Londenkragte die grootste. En daarom het hy die hoër kookpunt. Ja, hoër die intermolekulêre kragte, hoër die kookpunt. So ek het vir julle hierdie gegee, jy moet dit net lekker oefen. Oefen. En julle huiswerk vir vanmiddag gaan wees om die vraestelle te gaan oefen. Kom ek gaan gou na die vraestelle toe. Jy het nou hierdie 3 gekry. Hier is, kom ek begin eers deur te sê. Ek leer vir julle, jou vraestel is baie voorspelbaar. Vraag 2 is benoem. Vraag 3 is intermolekulêre kragte. En vraag 4 is reaksies. Maar soms kry die persoon wat die vraestel opstel 'n breinfloute en dan ruil hulle die reaksies en die intermolekulêre kragte om. Maar dit gaan jou nie gooi nie, want jy kan sien, hier is dampdruk. Dampdruk, kookpunt, smeltpunt, dis intermolekulêre kragte. Dis maklik. En jy moet nou hierdie oudjies gaan uitwerk. Jy sal sien as altyd 'n definisie, funksionele groep of struktuur isomeer of definieer dampdruk. So jy kan op jou eksamenriglyne gaan kyk, het jy daai definisies? Ek moet ook gaan kyk, want ek dink ons het laas gesê kookpunt is nie daar nie, wat beteken ek moet vir julle die graad 11 eksamenriglyne gaan afrol. Dis klaar, dis pragtig. En ek gee nie graad 11 nie. Dan het hulle klein vraagie soos, watter een het die hoogste kookpunt? Die boonsteen. Daai getal is die grootste? Nee. Hierdie is 'n dampdruk tabel. Hulle vra die hoogste kookpunt. So Hugo, watter een van hierdie het die hoogste kookpunt? Dis of butaan of etanoosuur. Dis of die boonsteen of die ondersteen. Wat sien raai jy? Ja, vir die Ondersteen. Hoekom sê jy die ene wat die kleinste dampdruk het die hoogste kookpunt? Eben wonder ook. Darryl? Die dampdruk is mos hoër as die temperatuur. Hy sukkel ook met die woorde. Hulle is omgekeerd eweredig. Janelle, kan jy vir my verduidelik hoekom? As jy sê kookpunt en dampdruk is omgekeerd eweredig, kry jy jou punt. Nee, ek sê vir jou. Ja. Nee, as jy sê hier spesifiek, die hoogste kookpunt is etanoosuur
Hy het die laagste dampdruk en dampdruk is omgekeerd eweredig aan kookpunt, dan kry jy 'n punt. Maar ek wil weet hoekom as die kookpunt hoog is, sal jy min damp hê? En daai temperatuur beweeg die deeltjies nie so warm, dis nie so reg. Nee, jy moet nou intermolekulêre kragte praat. Zandri? Basically, as hulle kook is intermolekulêre kragte soos dit versprei meer uit mekaar waarmee jy druk as dit is. Nee. So, 'n goeie geleentheid om vir chat te gaan vra, nê? Veral as jy my nou nie verstaan nie. Dampdruk, damp is wanneer die intermolekulêre kragte swakker word en jou en dan vorm van die deeltjies gaan nog nie na die gasfase toe gaan nie, want hy moet eers by sy kookpunt kom, maar ander deeltjies het klaar genoeg energie om gas toe te gaan. So hoe laer by 'n laer temperatuur, hoe laer die temperatuur is waarby die deeltjies na die gasfase toe gaan, hoe swakker is die intermolekulêre kragte. Ek gaan dit weer sê terwille van my eie brein. As jy 'n stof het wat 'n hoë kookpunt het, olie het 'n hoë kookpunt. Jy gaan al water gekook het, dan's olie, dan maak hy nog net sulke mooi prentjies binne in die olie. Hy's nog besig om warm te word. Maar daar's reeds van die olie wat in gasfase gaan. Maar hy's nog nie by sy kookpunt nie. Hy gaan 'n baie lae dampdruk hê. Want die olie gaan moeilik oor na die gasfase toe. Waar die eksperiment wat ons Vrydag gedoen het met die acetone, sy kookpunt is baie laag, laer as water. So ek het hom net hier in warm water gesit en daar was baie damp en toe die damp so om en om hierdie proefbuise gaan toe raak dit aan die vlammetjie en toe steek dit aan die brand. Onthou julle? Het julle die video gesien op die groepie? Dis wat daar gebeur het. Hy het 'n baie lae kookpunt. Omdat hy 'n lae kookpunt het, het hy 'n hoë dampdruk. Daar's baie damp wat vorm by 'n lae temperatuur. En dis hoekom die twee omgekeerd evenredig is. Hoe sterker die kragte, hoe hoër die kookpunt, hoe minder damp, hoe laer is die dampdruk. Hoe makliker die intermolekulêre kragte kan breek, hoe laer gaan die kookpunt wees, hoe hoër is die dampdruk. Ja? Belangrik om dit te kan verduidelik. En om te snap dat die twee omgekeerd evenredig is aan mekaar. Baie belangrik. Watter een hier het die swakste intermolekulêre kragte? Maya? Wat sien jy die swakste intermolekulêre kragte? Die butaan, want die butaan se kragte is so swak dat by 20 grade Celsius is sy dampdruk al 200. Waar kry ons butaan in hierdie klas? Daai gaskanisters is butaan. Ja. Dis 'n lekker maklike enetjie. So hy's butaan, hy's 'n gas by kamertemperatuur. Sy dampdruk gaan hoog wees. Okay. Wat sit hulle in spuitgoedbotteltjies? Dis so lekker as 'n mens nou spuitgoed hier het. Daar is alkohol in, dis jou hoofbestanddeel, nê? Die eerste bestanddeel wat hulle gee is die grootste. So hier is alkohol in, dis kom ek so hou van spuitgoed. Nee, ek praat nonsens. Ek hou nie eens van alkohol nie. Butaan. Ja. En propaan. Daai blou kanisters van ons is ook 'n mengsel van propaan en butaan. Kan interessant wees om uit te vind hoekom is dit nie suiwer een van die twee nie. Ek sal bietjie gaan loer. Dan is daar 'n parfuumpie ook darm hier binne-in. Daar's propylglycol en dan en dit hou net aan en aan en aan. Daar's wiskunde ook hier in benziel
Salicilaat, dit klink asof daar disprins ookie in is. Nee, hier is baie goeders in. Vir my die lekkerste van organiese chemie is die feit dat ek nou my pille kan vat wat ek drink en ek kan die bestanddele lees en van hulle kan ek teken. Ek weet wat van hulle is. Dit is nou nogal lekker. Die dampdruk van die een is laer as die ander ene. Die dampdruk van C en D verduidelik kortliks die verskil daar tussen. Ons is nie meer in fokus nie. En dan soms gee hulle sommer vir jou daar sommetjie. En jy gaan hom nou nog baie hoor Lani daai is as jy 'n vuurtjie maak. Ons wil 'n massa bank hou en ons steek 'n klas aan die brand. Hoe moer julle lyk, hoe erger moet die voorbeeld wees. Hierdie is jou verbrandingsreaksie. Jy moet verbrandingsreaksies kan doen. En van graad 10 af noem ek aan die chemieklasse dat hierdie is die moeilikste reaksie om te balanseer. Al die ander is daar 2 keer hier en 'n 3 keer daar en dis regtig eenvoudig. Hier is daai moeilike een. Hier het hulle hom klaar vir jou gebalanseer en jy moet net uitwerk hoeveel gasse is daar. 5 punte, 'n lekker stooigesom. Op die ander vraestel het hulle ook vir jou gesê, kom ons vat B, 2-metielbutaan en ons verbrand hom. Nou moet jy homself skryf en balanseer. Lekker 3 punte. Dis regtig is passala punte. Hier het hulle 'n bietjie gevra van ketting en funksionele isomere. Maar wat is die neiging? Kom ons kyk gou na dene. Daar's 3 isomere. Ek het 'n vermoede hulle gaan almal 5C sê. Kan ek gou julle aandag kry? Wat is die verskil tussen hierdie 3 alkane? Hulle het wat is die verskil? Nee. Wat is dieselfde tussen daai 3? Dis makliker dalk. Die hoeveelheid koolstowwe. Hierdie het 5. Daai het ook 5. Daai het ook 5. Ek het in een van die vraestelle gesien, ek kan nie onthou waar dit was nie. Is dit 'n regverdige toets? 'n Regverdige eksperiment? Jy wil nie die aantal koolstowwe verander en sy vorm nie. As jy nou gaan meer takke aansit, nee, hierheen is reguit, daai net 1 takkie en daai 2 takkies. Dan werk jy met die kontakoppervlakte. Is dit 'n reguitketting of is hy 'n balletjie? Is hy bondig, lae kontakoppervlakte, min. Dan moet jy nie aan die lengte van die ketting ook verander nie. Jy wil net een ding verander. So baie keer dan gee ons vir jou 'n pentaan en 'n pentanol en 'n pentanoosuur. Sodat jy dieselfde hoeveelheid C's het, maar net die funksionele groep verander. Verskillende intermolekulêre kragte. Hierso, wat se intermolekulêre kragte het al 3? Londen. Maar watter een het die meeste kontakoppervlakte? Die pentaan. So, hierso sê hulle, wat is die neiging? A het die laagste kookpunt, pentaan het die hoogste kookpunt. Hoekom sal dit wees? Vergelyk vir my A en C. En kom ek skryf dit gou neer ter wille van die energievlakke. Ek soek 'n pen. Bruin. So, rympie Darryl. En terwille daarvan om nie al daai name neer te skryf nie, A en C het beide wat se tipe kragte? Londen kragte tussen die molekules, nee. Tussen die molekules. Dis seker nie nodig nie.
Daar is Londenkragte tussen die molekules. Hoe gaan ek seker maak wat hulle graag wil hê in hulle memo, Annel? Hoe weet ek wat's in hulle memo? Draai die bladsy om. Hulle 3.3 intermolekulêre kragte, energie, minder vertak. Dis dit. Julle moet mooi gaan kyk na hierdie. Dis Afrikaans en Engels. So jy kan, as jy te veel Tipex het, die Engels uithaal, dan lyk dit al minder. Hulle gaan punte gee vir dit wat onderstreep is. So hulle wil definitief weet dat C is minder vertak. Jy kan sê, daar's minder kontakoppervlakte, dit gaan ook punte wees, langer kettinglengte by die ene, groter oppervlakte, waar die kragte, maar hulle wil of sien, hy's minder of meer vertak, of kontakoppervlakte. Dan wil hulle sien, die intermolekulêre kragte is sterker of swakker. En dan wil hulle sien meer energie of minder energie. Dis waarvoor hulle gaan punte gee. So as ek teruggaan na my bewoording. Nee, dit is jou prakties. ANC het beide Londenkragte. In hierdie geval gaan jy nie 'n punt kry daarvoor nie, maar jy sal nie weet nie. Marco, oor watter een moet ek praat? A of C? Jy kan sê. Oor die intermolekulêre kragte. Jy kan kies. A. A het meer vertakkings. En dus kleiner reaksie, wat? Kontakoppervlakte, as C, is goed as ons vergelyk om daarmee ander een te noem. Dis is nou 'n belangrike ding. Ons het klaar gesê dis Londenkragte. Watse woord het ons nog nie genoem nie? Intermolekulêre kragte. Dis is A se intermolekulêre kragte. En jy sal verstaan hoekom ek dit graag een keer in die 5 stappe noem en nie elke keer nie. Dis is A se intermolekulêre kragte swakker as C sin. Kom ons sit nog 'n dus vir herhaling. Dus is nog nie eers die energie. Dis is minder energie nodig. Julle minder energie nodig om kragte te breek. Nee, hulle is nie getroud nie. Nou word ons al verswak. En hulle sê, julle, suiker is sleg vir mens. Dus is A se kookpunt. Nou, baie belangrik, hier ons werk met comparative terms, so jy mag nie sê sterkste, swakste nie. Jy moet sê swakker, sterker. En as jy begin praat het, dis kom ek vir Marco gevra het, wat se een moet ek bespreek? Ek kon C ook gevat het en gesê het, C het minder vertakkings, daarom het C sterker intermolekulêre kragte, daarom het C meer energie nodig om sy intermolekulêre kragte te verswak of te oorkom. Weet, as jy dit nou een keer gesê het,
dan dink ek is dit goed. Maar taalgebruik is baie belangrik. So, begin, ja, hierdie rympies werk baie lekker. As jy soos Janelle, wie doen nog redenaars en, nee, as jylle die woordeskat wat ek hier gebruik kan verbeter. Juffrou, die struktuur en die sin sal net beter klink as ons dit so stel. Hê vrymoedigheid om dit met ons te deel. Dis vir my belangrik dat hierdie vir jou moet sin maak en dat jy dit elke keer kan sê. Nou hier is die rympies en jy moet dit gaan leer. Maar wat ek opgetel het in julle klein toetsies, is dat daar 'n hele paar is wat nog nie, as hulle hierdie sien, kan sê watter funksionele groep is dit. Wat se homoloë reeks is dit. So ek het hierdie saam met die ander klas gedoen vroeër vandag en ek sal 'n videoetjie maak daarvan dat jy kan gaan saam speel by die huis. Maar jy moet al hierdie inligting ken oor jou verskillende molekules. Anders te gaan jy sukkel met die intermolekulêre kragte net om te weet wat se tipe kragte is daar.